Ons lewe in 'n tyd wat mens dikwels perspektief verloor. Ek het nou die dag weer vir Liesel gesê, toe ek iets gemis het wat ek net nie kan glo ek het gemis het, dis of Satan, of die vyand, hy verwoes nie meer net mense se lewens eenvoudig boef, outright en is daar vir almal om te sien nie. Dis of sy taktiek al hoe meer raak om jou stadig en stelselmatig oor tyd te mislei. Baie minder dramaties, maar oor tyd net so effektief, omdat dit haal jou net eenvoudig heeltemal uit die prentjie uit, as jy mislei is. En ongelukkig is dit ook nou so, dat die enigste manier om misleiding teen te werk, is waarheid. En baie dikwels, as ons mislei is, dan het ons 'n opregte vriend nodig, of 'n vriendin, om vir ons daai waarheid te bring. Want die ergste van misleiding is, ons weet nie dat ons nie weet nie, as jy die een is wat mislei is. En daarom het jy 'n buiteou nodig, om baie keer vir jou hierdie waarheid te bring. Die ongeluk is dat, sulke vriende is skaars. En baie keer is vriende nie bereid om vir ons die waarheid te bring nie, veral nie as hulle vermoed, dat ons dalk nie die waarheid wil hoor nie, omdat hulle wil nie die vriendskap op die spel plaas nie. Nou, ek wil vanoggend probeer om daai vriend te wees. En ek weet, ek plaas 'n klomp goed op die spel vanoggend. Maar ek wil vir julle sê, ek probeer maar altyd, wanneer ek die voorreg en die geleentheid kry om te preek asof dit my laaste is. En ek wil vir julle sê, ek is bereid om af te sluit op vanoggend se een, so sterk voel ek hieroor, omdat ons eerstehands in ons huis ook dit ervaar. So ek is bereid om op hierdie een my laaste asem uit te blaas. Laaste asem uitgeblaas, ek sien die week so 'n prentjie grappie van Getiepe Maraai, waar Maraai vir Gatiep sê, Gatiep, jy met hierdie gesyp, jy moet stop. As jy met jou drank asem by die hemelse pote kom, gaan hulle vir jou stop. Hy sê, Maraai, daar's 'n technical point van die hemel wat jy nie verstaan nie. My asem, hy gaan nie saam nie. Ek blaas hom uit hier voor ek gaan. Nou, ek is bereid om op hierdie ene my asem uit te blaas. Jy sou gesien het op die SMS, skep 'n probleem vir jou probleem. Nou, ek wil so 'n paar minute vat om bietjie oor die probleem te praat. En dan beloof ek gaan ek mooi verduidelik wat presies beteken dit. Ons sit in ons gesin so 'n dingetjie, ek probeer maar altyd as 'n oue titel vir ietsie uitdink, iets skryf wat interessant klink, iets wat jou bietjie sal laat dink tot die boodskap uiteindelik kom. Nou ek wil net vir julle sê, ek het redelik houe gevat van Vrydag af by my gesinslede oor hierdie titel van skep vir jou probleem. Hulle sê dit maak nie sin nie. Ek hopelik gaan dit vir aan die einde sin maak. Maar ek wil die probleem vir julle verduidelik na aanleiding van 'n tweegesprek. Nou, 'n gesprek wat min of meer gaan soos volg. Papa, hoekom sukkel ons finansiëel so? 'n Opregte waarneming van 'n opregte kind, maar iets wat grootendeels gereflekteer word deur die ouers in die huis. Pa, ma antwoord, ek weet nie my kind, ons vertrou maar die Here vir 'n deurbraak. Maar papa, julle vertrou die Here al lank vir 'n deurbraak. Weereens 'n opregte vraag wat spreek van 'n opregte ervaring van 'n kind wat weereens grootendeels gereflekteer word deur die ouers. My kind, ek weet nie. Ons moet seker maar net geduldig wees. 'n Gesprek wat ek dink enige dag en seker 95% van ons wat hier sit vanoggend se huise kon plaasgevind het. En byna almal van ons ervaar een of ander tyd finansiële druk, en byna almal van ons voel van tyd tot tyd dat ons finansiëel sukkel. Nou, een ding wat ek die laaste tyd geleer het is om absoluut eerlik met die Here te wees. Ek wil sê, daar het vir my 'n nuwe openbaring oopgegaan, toe ek sien hoe eerlik was Dawid met die Here.
En ons, Marius het net gepraat van ons, waar ons vandaan kom, het ons hierdie manier van, waar ek vandaan kom, dink 'n ou amper, maar ek mag nie met die Here eerlik wees nie. Jy kan eerlik tot op 'n punt wees, maar dan gee jy daar 'n tree van respek. En ek wil vir julle sê, Dawid was roekeloos eerlik met die Here. En dit lyk of die Here dit embrace het. Die Here sê, Dawid is 'n man na my hart. Maar ek moet vir julle sê, Dawid het met elke liewe emosie wat hy ervaar het na die Here toe gehardloop. Jy moet 'n bietjie Psalms gaan lees. As Dawid het tot met sy jaloesie na die Here toe gegaan. Was 'n plek waar Dawid kwaad was, waar hy vir die Here gesê het, Here, maak my vyande soos, laat hulle inkrimp, so slakke waarop jy sout gooi. Hy het vir die Here gesê, Here, slaan hulle tande uit, breek hulle tande, laat daar nie een in hulle mond oor is nie. Kan jy dink, daai pyn van 'n tand wat breek? Dawid vir die Here gesê, Here, laat my vyande wees soos 'n doodgebore baba. 'n Pyn wat ek in my lewe gelukkig gespaar is, maar ek kan nie 'n erger pyn indink nie. Dis wat Dawid gedoen het. Ek gaan nie vir julle sê waar dit in die Bybel staan nie, want dan gaan julle nou soontoe blaai en nie luister wat ek sê nie. Maar dit staan in die Bybel. Julle moet julle Bybel lees. So ek het by Dawid geleer om absoluut eerlik te wees met die Here. En ek wil vanoggend in groot nederigheid probeer om vir julle te sê wat ek dink die Here se antwoord is vir hierdie ouer wat hierdie frustrerende gesprek met sy kind het en besluit om eerlik te wees en na die Here toe te gaan en te sê, Here, gaan ek nog eendag ryk word? Ek dink die Here se antwoord vir meeste van ons sal wees, maar jy is klaar ryk, skatryk. En dan gaan ons sê, Here, maar dis nie waar nie. En dan gaan die Here vir jou sê, maar het jy geweet dat in Suid-Afrika is 80% van alle huishoudings, nie individue nie, huishoudings. In Suid-Afrika is 80% van alle huishoudings se maandelikse inkomste minder as R5.000 'n maand. 'n verdere 10% huishoudings se besteedbare inkomste is minder as R8.500 per maand. Wat beteken as jy vanoggend hier sit en jou huishouding se inkomste is meer as R8.500 per maand, is jy in die top 10% van Suid-Afrika. Suid-Afrika se gemiddelde besteedbare inkomste per huishouding per maand is R7.500. Meeste van ons hoef net 5 dae te werk om vir ons gesinne kos en huisvesting vir 7 dae te voorsien. Weet jy dat dit nie so is vir meeste gesinne in die wêreld nie? En dan kry jy gesinne soos myne wat uiters geseënd is, waar een persoon vir 5 dae hoef te werk, om vir 5 mense vir 7 dae lank kos en huisvesting te voorsien. Ek dink die Here gaan vir jou sê, weet jy dat meer as 3 biljoen mense in die wêreld tans leef met minder as R30 'n dag, dag na dag na dag. En ek dink dan as die Here dit uitwys, sal vir my dit uitwys op my vraag, is my reaksie min of meer, soos wat julle se nou is, niemand van ons spring op en af en sê, ons is ryk, en ons klap hande en ons sê, dankie, dankie. Want ons vat dit as vanselfsprekend. Ons leef in 'n kultuur wat net so geseënd is. Maar weet jy, die videoklip het vir my laat besef, en die statistieke wat ek nou vir julle gelees het vir my laat besef, dat as jou probleem begin met my huis, of my tuin, ek praat nie eens van my swembad nie, of my kar, dan moet ons vir mekaar sê, dis rykmans probleme. Kom ons noem hulle wat dit is. Nee. Daar's mense wat sou wou gee, om ons probleme te hê. Ek het hierdie week daai dingetjie gesien. Ek weet nie of u dit dalk ook op die pad gekom het nie. Maar ja, dit het my laat dink, dis waaroor ons kla. Ons kla oor die flieks wat so duur geword het, en die kos en die koeldrank by die sportbyeenkomste wat so duur geword het. Maar dis rykmans probleme. Kom ons noem dit wat dit is. En ons gaan voort met ons eerlike gesprek met die Here, en ons sê vir die Here, maar Here, ek voel nie ryk nie. Ek voel nie ryk nie, waarop die Here, dink ek, vir ons wil sê, my kind, ek weet, maar dis my probleem. Want omdat julle nie ryk voel nie, tree julle nie op soos ryk mense nie. En weet jy wie ly die meeste? Nie jou gesin nie, maar my koninkryk. En
En ek dink die Here wil vir ons sê, hy kan nie verstaan dat ons nie ryk voel nie, en dat ons dink ons sal ryk voel as ons baie geld het. Maar ek dink daarop wil die Here vir ons sê, weet jy, dit gaan nie gebeur nie, want ryk mense is geneig om in ontkenning te lewe. Lang mense sal vir jou dadelik sê hulle is lank, en kort mense sal vir jou sê hulle is kort. Introverte erken gewoonlik as introverte. Extrovert kan nie wag om vir jou te vertel hy is 'n extrovert nie. Maar ryk mense om een of ander rede leef in ontkenning oor dat hulle ryk is. En daarom, my kind, as jy wil wag tot jy ryk voel, gaan jy baie sleg wees daarin om ryk te wees. En die Here het nodig dat ons goed is daarin om ryk te wees. En aan wêreldse standaarde, as net gesien het, is ons klaar skatryk. Maar weet jy wat, daar's verskriklik baie materiaal wat vir ons vertel hoe om ryk te word, maar daar's verskriklik min goed wat vir ons sê hoe om ryk te wees. En dis regtig my gebed vir oggend, dat almal van ons sommer stinkryk sal raak. Maar dis ook my gebed dat ons goed daarin gaan wees om ryk te wees. Weet jy, ek dink die laaste ding wat die Here wil hê is dat geld ons gaan opmors. En dis hoekom ons sien in Timoteus, en dit gaan die kerndeel van ons skrif wees vanoggend, ons sien in Timoteus dat Paulus vir Timoteus 'n baie spesifieke boodskap vir ryk mense gegee het. En onthou, ons het nou met mekaar ooreengekom, ons is almal eintlik skatryk. So daai boodskap is vir ons. Paulus sê vir Timoteus, gaan sê dit vir ons, né? En daai boodskap wat hy vir hom gesê het, was reeds 2000 jaar terug bedoel gewees vir ryk mense, omdat toe al was mense sleg daarin om ryk te wees. Mense was nie goed daarin gewees om ryk te wees. En Paulus sê vir Timoteus, gaan sê vir daai ryk mense dit, want omdat hulle volgelinge van Jesus is, moet hulle anders wees as die ryk mense van hierdie wêreld. En ek weet daar's baie van u wat op die stadium dink, hier gaan ons alweer. Ons gaan nou alweer oor geld praat. Ek wil vir u sê, ek gaan nie vanoggend oor geld praat nie. In elk geval nie hoe u dink nie. Die feit dat die kollekte aan die einde opgeneem gaan word, het niks met geld te doen nie. Ek gaan nie uit die geld uit probeer praat nie. Dit gaan oor iets heeltemal anders gaan. Ek gaan nie oor geld praat nie, maar ek wil net dit sê. As julle die evangelies gaan lees, gaan julle sien dat Jesus het meer oor geld gepraat as wat hy oor die hemel en die hel gepraat het. En weet jy hoekom? Want geld is Vader se grootste kompetisie vir jou hart. En dis waarom Jesus so baie daaroor gepraat het. So alhoewel ek nie vanoggend daaroor gaan praat nie, wil ek vir julle sê, ek gaan praat eerstens oor ons harte. Oor julle harte, oor my hart. Want geld hou vir ons harte bepaalde gevare in wat ons moet teenwerk en waarteen ons onsself moet beskerm. Anders gaan geld ons opmors. En omdat die koninkryk skade ly, as ons nie goed is daarin om ryk te wees nie. So, as ek begin om die probleem vir u te stel, dan wil ek gaan na 1 Timoteus 6 vers 17, en dis waar Paulus die boodskap vir Timoteus gegee het. Vers 17 sê hy, Paulus sê vir Timoteus, command those, gee vir hulle 'n opdrag, gee vir hulle 'n instruksie, command those who are rich in this present world, not to be arrogant, nor to put their wealth in which is so uncertain. Nor to put their wealth which is in which is so uncertain. Dis 'n reuse punt wat Paulus hier maak. Ek sien nie was. Dis 'n reuse punt wat Paulus hier maak. En ons moenie dit mis nie. Paulus sê vir ons, beklemtoon vir die mense, dat soos wat hulle ryk word, en soos wat hulle meer geld kry, is daar iets wat met hulle hoop gaan gebeur. Sê vir die ryk mense, hulle gaan dit nie sien gebeur nie. Dis nie 'n besluit wat hulle gaan neem nie. Maar soos wat jou leefstyl verbeter, en soos wat jy meer geld kry, is jy hoop geneig om te migreer, en te skuif, na dit wat jy versamel, en dit wat jy bymekaar maak. En Paulus sê vir Timoteus, waarsku die ryk mense, gaan waarsku hulle en sê vir hulle moenie toelaat dat hulle hoop migreer en dat hulle hoop skuif na dit wat hulle bymekaar maak nie. Spreuke sien ons dat Salomo, wat die wysste man was wat nog ooit geleef het, dit op 'n bietjie 'n ander manier sê. Spreuke 18 vers 11
sê hy, the wealth of the rich is their fortified city. They imagine it, hulle imagine it, want dit is nie regtig nie. They imagine it, hulle is mislei. They imagine it a wall too high to scale. Salomo sê vir ons, soos wat jy rykdom bymekaar maak, en soos wat jou hoop migreer, gaan jy dink dat daar 'n bedrag geld is, wat as ek dit kan bymekaar maak, dan sê ek alright. En weet jy, ek wil vanoggend vir jy vra, hoeveel geld dink jy, gaan jy moet bymekaar maak, om okay te wees? En ek wil vir jy sê, die antwoord vir almal van ons, is presies dieselfde, meer as wat jy nou het. Want weet jy wat gebeur? Soos wat jy begin bymekaar maak, begin jy met gedagtes van, sê nou maar net, wat as? En jy gaan nooit by daai bedrag kom nie. En soos wat jy bymekaar maak, en soos wat jou hoop migreer, is daar een ding wat met ons almal gebeur. Soos wat ons hoop begin sit op dit wat ons bymekaar maak, begin ons hand rondom dit toe gaan. En probeer ons dit beskerm. En weet jy, dit is wanneer ons begin sleg raak daarin om ryk te wees. En die volgende stap, nadat ons hand begin toegaan rondom dit wat ons bymekaar maak, gee Salomo ook vir ons 'n idee wat dit gaan wees. Salomo sê in Spreuke 30, vers 7 tot 9, sê hy, 2 things I ask of you, Lord. Do not refuse me before I die. Keep falsehood and lies far from me. Dis die eerste ding. En die tweede ding, give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread. Otherwise, I may have too much and disown you and say, who is the Lord? Salomo waarsku ons teen die gevaar van rykdom. En hy sê vir ons dat geld, rykdom, het die potensiaal om 'n wig tussen ons en God in te dryf. Geld en rykdom het die potensiaal om 'n wig tussen ons harte en God in te dryf. En miskien nie noodwendig tot so 'n mate dat ons sê, wie is die Here nie, maar tot so 'n mate wat ons eintlik so onafhanklik leef van die Here, dat dit wat ons kommunikeer effektief neerkom op, wie is die Here? En Paulus sê vir Timoteus, waarsku die mense, waarsku hulle dat hulle hoop nie moet migreer nie, want dis waar dit eindig. Progressief, stadig oor tyd, klein bietjie op 'n slag. Paulus gaan verder in Timoteus, ek wil net vinnig vir julle weer optel, ons het nou gelees, not to put their hope in wealth which is so uncertain, en dan gaan hy aan, but put your hope in God, who richly provide us with everything for our enjoyment. Paulus sê vir Timoteus, sê vir mense, daar's niks verkeerd daarmee om goed te hê, wat jy geniet nie. Moet net nie jou hoop daarin sit nie. Moenie laat dit jou hoop raak, waar rondom jy jou hand toemaak hê. En ek as skrif lees, dink ek weer, dit klink eintlik so belaglik. Ek wil, as jy vir jouself vra, hoekom sal ek my hoop sit in die voorsiening, as ek die voorreg het, om te kan vertrou op die een wat ryklik voorsien? Maar tog is dit wat gebeur, wanneer ons hoop skuif. En nou sit ons met hierdie probleem, ons hoop migreer. Ek sê vir julle, dis nie iets wat doelbewus gebeur nie, dis nie 'n besluit wat jy neem nie, en nou mag julle dalk daar sit met die vraag van, maar hoe keer ons dit dan, Stefan? Jy sê nou, dis die probleem, hoe keer ons dit? En ons gaan 'n keer deur vir hierdie probleem 'n probleem te skep. En ek wil net vir julle sê, waar dit vandaan kom, ek het net op Woeste gekom, toe was hier 'n groot genoteerde landboumaatskappy wat verteenwoordiging op Woester het, en hulle het toe gesukkel met 'n fase waar hulle diere het net die heeltyd gevrek, en hulle het veeartse gehad van oor die wêreld heen, en hulle kon nie die probleem kry nie. En op 'n stadium toe dank hulle eenvoudig die produksiebestuurder af, en my vernoot het toe vir hom opgetree in sy onbillike ontslagsaak gewees, want dit was klaarblyklike onbillike ontslag gewees. En tydens die dissiplinêre verhoor het dit toe uitgekom dat die uitvoerende hoof van die maatskappy, wat daai tyd 'n wêreldbekende, letterlik omdraai strateeg was, as besighede in die moeilikheid is, het hy ingekom en hy die ding reggeruk. Hy het die sogenaamde handgranaat-teorie gehad, wat hy gesê het, as jy 'n krisis het, wat jy nie kan oplos nie, dan skep jy 'n groter krisis. En baie keer dan los daai ding homself op in die proses. Nou, of dit nou werk en nie, en of dit suksesvol is, gaan ek nou nie vir u sê nie, want ek kan sien hoe 'n klomp van julle nou al begin planne maak oor die handgranate wat julle môre wil gaan gooi. Maar baie keer
is 'n probleem se oplossing daarin dat jy vir daai probleem 'n probleem moet skep. En Paulus los ons nie in die middel van niks nie. Paulus sê vir Timoteus wat hy vir die ryk mense sê hulle moet doen om te keer dat hulle hoop migreer na dit wat vir hulle voorsien word. Ons gaan aan in vers 18. Sê hy, command them to do good. Baie interessant, hy sê vir hulle moet goed wees nie. Hy sê vir hulle moet goed doen. Gaan aan, to be rich in good deeds. Ook interessant, hy sê nie net hulle moet goeie dade doen nie. Goeie dade is vanselfsprekend vir alle Christene. Maar onthou Timoteus praat hier met die ryk mense. En ons het ooreengekom, ons is almal ryk. En hy sê vir hulle moet ryk wees in goeie dade. Goeie dade dis vanselfsprekend alle Christene, maar die ryk is, hulle moet ryk wees in goeie dade. And to be generous and willing to share. Jy sien, dis die probleem wat ons vir ons probleem moet skep. Command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. Weet jy, vrygewigheid moet vir ons belangriker wees as ons teologie. Vrygewigheid was die ding, daai no strings attached vrygewigheid, was die ding wat vir die eerste kerk vasdra plek gegee het in die gemeenskap. Weet jy, dis vir ons baie moeilik om onsself in die eerste kerk se posisie te plaas. Maar hulle het letterlik omtrent niks gehad nie. Baie Christene, volgelinge van Jesus, is uit hulle werke uitgegooi, want hulle is beskou gewees as 'n kultusgroep. Hulle is beskou gewees as 'n sekte. So, die Christene is eenvoudig uit hulle werke uitgegooi. Die Christene is vervolg. Hulle is letterlik vir die leeu's gegooi. So, hulle het niks gehad nie. As gevolg van hierdie vervolging en as gevolg van die feit dat hulle werke verloor het die volgelinge van Jesus in klein groepies versamel buitekant stede, waar daar geweldige armoede was. So weet jy, hulle het baie min gehad, maar die bietjie wat hulle gehad het, het hulle gedeel. En die historikuste vertel vir ons, as ons daai kerkgeskiedenis gaan oplees, daai eerste 300 jaar na Christus, was dit nie die rykdom van die Christene, van die volgelinge van Jesus, wat vir hulle traksie gegee het om die evangelie te versprei nie. Dit was nie hulle rykdom nie, dit was nie hulle teologie nie, dit was hulle vrygewigheid gewees. Hulle was die mense, wat die siek mense met aansteeklike siektes, wat uit die stede uitgegooi is, wat hulle gaan versorg het. Hulle was met die bietjie wat hulle gehad het, wat vir hulle gaan kyk het. En hulle het hulle voorbeeld en hulle leiding direk van Jesus afgekry. Een van Jesus se laaste boodskappe was gewees dat wanneer jy ook al in 'n posisie van mag is en 'n posisie van autoriteit het, wanneer jy ook al invloed het, moet jy onthou dat dit nie vir jou bedoel is nie. Dat jy dit moet gebruik vir hulle wat swakker is. En nadat Jesus hierdie boodskap vir hulle gegee het, nadat Jesus vir hulle in die bovertrek gesê het, al die mag en al die krag op aarde en in die hemel is aan my gegee. Haal Jesus sy boekleed af en hy begin om sy disippels se voete te was. En toe hy klaar is, toe sê hy vir hulle, gaan julle nou uit en gaan doen aan ander, soos wat ek aan julle gedoen het. En weet jy, daai manne wat daai aand by Jesus was, het nooit ooit daai kragtige illustrasie vergeet, van wanneer ek ook al autoriteit het, en wanneer ek ook al mag en invloed het, is dit nie vir my bedoel nie, maar dis bedoel vir die swakker is. En weet jy, daai no strings attached vrygewigheid van die eerste kerk, het was totaal kontra die kultuur van daai tyd gewees. Die Grieke en die Romeine het gegee met die begrip liberalis, is wat hulle het genoem het. Nou, liberalis was gewees, ek gee, sodat ek iets kan terugkry. En die gevolg daarvan in daai tyd was gewees, dat die ryk mense en die welaf mense het net nog meer gekry, want hulle is die ouens wat die meeste ontvang het, omdat almal iets van hulle wou gehad het. En die arme mense het nog armer geword. Klink dit bekend? Jesus stuur sy mense in daai kultuur in, en hy gaan sê vir hulle, gaan gee julle vir hulle wat nie vir julle kan iets teruggee nie. Gaan julle en gaan wees vir die swakker is, dit wat ek in julle hande gedeponeer het. En weet jy, die basis waarop Jesus vir ons vra, is omdat dit presies is wat hy en Vader vir ons gedoen het.
toe hy vir ons kom sterf het wel wetende, dat daar niks is wat ons vir hom kan terugdoen nie. En die volgelinge van Jesus het hierdie idee gevat en daarmee gehardloop. En ek wil vir julle sê, ek kan net dink wat die invloed op ons dorp sal wees en wat die invloed op ons land sal wees as ons weer in daai beginsel begin funksioneer. Weet jy, dan sal die kerk nie meer bekend staan vir dit waar teen ons is nie. Ons gaan nie eers bekend staan vir dit waarin ons glo nie, maar ons gaan bekend staan vir ons uitspattige liefde wat weerspieël word in ons uitspattige vrygewigheid. En 'n ou mag dalk vir jouself vra, maar hoekom is dit vir Paulus nodig gewees om vir Timoteus te sê vir die ryk mense, hulle moet oppas dat hulle hoop migreer. En die manier hoe jy dit teenwerk is om vrygewig te wees. En ons sê, hoekom is dit nodig? Is ryk mense dan nie outomaties meer vrygewig nie? Weet jy, glad nie. En ons sien dit ook in ons statistiek. Weer eens, navorsing het gewys dat jou laer inkomste groep mense gee gemiddeld 6% van hulle inkomste weg. En soos wat mense geneig is om te groei na die middelklas toe, gee hulle omtrent 4% van hulle inkomste weg. Terwyl jou hoër inkomste groep mense gee gemiddeld 2% van hulle inkomste weg. En weet jy, dit is interessant om na die persentasieterme te kyk, want die ryk mense gee heel moontlik baie meer in randwaarde weg. Maar in persentasies raak het al kleiner hoe rykere mens raak, alhoewel jy waarskynlik dalk meer in randterme weggee. Maar weet jy wat, rande beweeg nie die Here nie. Persentasies beweeg hom. En ons sien dit in die woord, dis nie iets wat ek uitsuig, julle almal ken die verhaal in Markus, waar Jesus en sy disippels voor by die mandjie gesit het in die tempel en gekyk het hoe gooi die mense hulle geld in, en waar die vrou ingekom het en die 2 muntstukkies ingegooi het. En hy bekende woorde van Jesus, ek gaan net vir daai 2 versies lees, waar hy gesê het, calling his disciples to him, Jesus said, "Truly I tell you, this poor widow has put more into the treasury than all the others. They all gave out of their wealth, but she, out of her poverty, put in everything, all she had to live on." Nou die oorspronklike teks daar, as jy gaan kyk na die woord wat hulle gebruik, dan is dit die kleinste moontlike geldterm van daai tyd gewees. In ons term vandag sal dit 2 10 sente wees. Nou kry ons nie meer 5 sente, 2 10 sente wees. Daai vroukie het 2 10 sente ingegooi en Jesus het gesê, sy het die meeste gegee. Meer as die ou wat R1000 gegee het, meer as die ou wat R10,000 gegee het, meer as Bill Gates en Warren Buffett wat die sogenaamde die helfte van hulle $1 biljoen koninkryke weggee, of rykdomme weggee, want sy het alles gegee. En 'n ou vra vir jouself, maar hoe kan dit wees? Want ons word gemeet aan wat ons terughou, nie aan wat ons gee nie. En ek wil op die punt vir julle sê, kom ons raak prakties, die van julle wat my nou ken, en ek wil so stadig begin afsluit dan, die wat my ken, sal nou weet, ek is 'n ou wat gewoonlik prakties sal raak. Ek help jy ons sê net, ons moet vrygewig wees, want dis ons keer dat ons harte migreer en dat ons goed skuif. Hoe raak ons prakties? Nou, ek wil eerstens vir julle sê, ek het nou in voorbereiding van vandag so saam met die statistieke net vir Johan bietjie inligting van ons kerk ook gevra, en dit het eintlik bevestig wat die gewone materiaal ook sê. Nou, hulle sê meeste westerlinge is wat ons noem 3S-gewers. Hulle gee spontaan, ek gaan nou na sporadies toe gaan, hulle gee spontaan, met ander woorde, hulle kom by 'n geleentheid en hulle harte word geroer oor 'n ding en hulle is emosioneel en hulle gee. So hulle gee spontaan. Maar as gevolg daarvan gee hulle ook net sporadies. Daar's nie, dis wanneer hulle emosie aangeroer word. Nou, dit is tipies van by ons gemeente ook. Dat ons gee spontaan, ons gee sporadies, en dan westerlinge gee spaarsamig. Nou, ons moet streef daarna om weg te kom van 3S-gewers af, want dit beskerm nie ons harte nie. Wat ons harte gaan beskerm is as ons 3P-gewers raak. En ek wil vir julle daar sê wat ek bedoel. 3P-gewers is mense wat vrygewigheid om te gee 'n prioriteit maak.
Hulle gee eerste. Ek gaan nou ietsie daaroor sê. Hulle gee persentasie, omdat ons sien in die woord dat persentasies is die ding wat die Here beweeg, nie randwaarde nie nulle agter 'n bedrag nie. En hulle gee progressief meer. Soos wat hulle geseën word en soos wat hulle vooruit gaan, beskou hulle dit as 'n geleentheid om meer te kan gee. En dis hoe ons moet werk. En weet jy, en ek praat nie nou oor tiendes nie, asseblief hoor vir my reg, ek praat nie oor tiendes nie, maar 'n mens kan baie leer as jy gaan kyk na die beginsels van tiendes, toe die Here dit ingestel het. Deuteronomium 26, ons gaan nie nou daarna kyk, jy kan dit gaan lees. Deuteronomium 26 is wat die Here tiendes ingestel het. Waar hy vir die Israeliete gesê het, nadat hy hulle uit Egipte uit verlos het, vir hulle gesê het, as julle in die beloofde land kom, is dit hoe ek wil hê, julle vir my moet gee. En dis die beginsels wat ons daar leer. Hulle moes die eerste deel van hulle oes vat, 'n persentasie daarvan, en progressief meer. En weet jy wat die hart is waarmee hulle gegee het, waarmee hulle moes gee? Hulle moes hulle eerste deel van hulle oes na die Here toe bring, na die hoëpriester toe bring, om dankie te sê vir wat hulle ontvang het. En dis hoe ons moet gee. Ons sit hier en ons het of 'n aftrekorder wat afgaan na die gemeente toe, en ek praat nie teen aftrekorders, ek dink van finansiële beplanningskant af, Etienne, hulle is net te dankbaar vir aftrekorders, want dis 'n mate van vastigheid. Maar EFT's, bankbetalings en aftrekorders, haal iets van die hart agter 'n gawe uit weg. Ons, daai ding gaan of af, laat ons nie eens weet daarvan nie, of ons magtige EFT, soms so saam met al ons ander rekeningbetalings, maar die hart van hoekom jy gee, is om dankie te sê vir wat jy ontvang het. En die prioriteit, hoekom jy dit eerste moet gee, is daai prioritisering help jou om iets anders as jouself as belangriker te prioritiseer. En dis die hart waarmee tiendes ook ingestel is. En ek kan jy beloof, as jy 'n 3P gewer raak, gaan dit van jou vra om jou hand rondom jou goed los te maak. Maar in daai proses gaan jou goed ook sy greep op jou verloor. En dis die uitwerking van daai beginsels in jou lewe. En dan wil ek afsluit deur vir te sê, die Here vra vir ons om te gee, omdat daar 'n massive beloning aan vrygewigheid is. Daar's 'n groot beloning, en Paulus spel dit ook vir Timoteus uit, om vir die ryk mense te sê. En onthou, ons het ooreengekom, hy praat met ons. Paulus sluit af, maar voor hy afsluit, wil ek net teruggaan, en na heel eerste reël het hy gesê, command those who are rich in this present world. Nou daar gee Paulus so bietjie van sy hand weg, want ou mag vir jouself afvra, maar van wat 'n ander wêreld praat hy dan? Die enigste ryk mense wat ek ken is mense wat in die wêreld ryk is. Maar soos ek sê, Paulus wys so bietjie van sy hand daar so. Vers 19, die laaste vers, sluit hy af deur te sê, in this way, they will lay up treasure for themselves as a firm foundation for the coming age, so that they may take hold of the life that is truly life. In this way, they will lay up treasure for themselves as a firm foundation for the coming age, so that they may take hold of the life that is truly life. Paulus skuif ons aandag na iets wat Jesus die hele tyd gepraat het oor. Jesus se boodskap was konstant gewees, dat hierdie lewe is 'n toets. En in hierdie lewe gaan ons bepaalde toerusting, bepaalde gawes, bepaalde geleenthede kry. En wat ons met daai gawes en toerusting en geleenthede maak, bepaal nie waarheen ons eendag gaan nie. Maar dit bepaal verseker hoe dit gaan wees wanneer ons daar aankom. En Paulus sê vir Timoteus, gaan sê vir daai ryk mense, hulle het ekstra geleenthede, hulle het ekstra toerusting, hulle het ekstra gekry, so hulle moet ekstra doen. Hulle het die voorreg om meer te hê, om iets meer te kan doen, vir eendag, en gaan sê vir hulle Timoteus, dat hulle moenie die geleentheid mis nie. As jy begin kyk na geld, buite die konteks van hierdie wêreld, maar uit die konteks van die wêreld om te kom,
En as jy gaan begin kyk na geld buite die konteks van jou persoonlike koninkryk, maar na die koninkryk om te kom, en God se koninkryk, gaan jy goed daarin wees om ryk te wees. Maar solank as wat ons na geld kyk, na die konteks van hierdie wêreld, en na die konteks van ons persoonlike koninkryke, is ons sleg daarin om ryk te wees. En ek sluit af met die laaste skrif waarna ek verwys. In Lukas 12 het Jesus 'n gelykenis vertel. Nou Jesus was 'n meesterstorieverteller. En hierdie is een van daai briljante stories wat hy net vertel het. Jesus vertel die gelykenis. Hy sê, "Then he said to them, watch out, be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in an abundance of possessions." En dan begin hy met sy storie. Dis die punt wat hy maak, en dan begin hy met sy storie. "And he told them this parable. The ground of a certain rich man yielded an abundant harvest." Nou, hy vertel vir ons 'n storie van 'n man wat ekstra gehad het. Op die stadium is dit 'n verhaal wat amper vir ons half jaloers wil maak. En die kultuur, in die konteks waarin Jesus het vertel, was in daai tyd, as jy baie ontvang het, dan was dit 'n teken dat jy baie geseënd is. So almal wat die storie luister, dink, hierdie ou moes verseker iets reg gedoen het, en dis hoekom hy so geseënd is. Jesus gaan aan, hy sê, "He thought to himself," dis die ryk man, "what shall I do? I have no place to store my crops." Then he said, "This is what I'll do. I'll tear down my barns and build bigger ones, and there I will store my surplus grain." Op die stadium lyk die getuienis soos 'n goeie storie van hoe om te spaar en hoe om te beplan. Maar ongelukkig eindig die storie nie. Jesus gaan aan, hy sê, "And I'll say to myself, you have plenty of grain laid up for many years. Take life easy, eat, drink, and be merry." Die plan van hierdie ryk man om te spaar en op te gaar is gebaseer op een misleiding, op een verkeerde persepsie, en dit is wat in sy hand geplaas is daar gesit vir homself. En Jesus, wat die meesterstorieverteller is, wys daai punt vir ons uit, net in die volgende vers waar hy sê, "But God said to him, you fool, this very night your life will be demanded from you. Then you will get what you have prepared for yourself." God ontbloot hierdie domheid van die veronderstelling dat dit wat in ons hand geplaas word daar gesit vir onsself. Deur te sê, "You fool." Laaste vers, "This is how it will be with whoever stores up things for themselves, but is not rich towards God." This is how it will be with whoever stores up things for themselves, but is not rich towards God. Die belangrikste insig vir my van die verhaal is, ons kry nie krediet vir wat ons agterlaat nie. Ons kry krediet vir wat ons weggee. Want ons almal laat presies dieselfde agter. Alles. En dis die insig wat Jesus wil bring. Jesus het sy godsdienstkultuur verander. Deur in 'n kultuur in te stap waar as jy ryk teenoor jou God was, dan het jy offers gebring. En Jesus het gekom en gesê, maar in my koninkryk gaan dit anders werk. As jy ryk teenoor God wil wees, moet jy ryk wees teenoor die mense wat hy geskaap het. Moet jy ryk wees en lief wees vir sy mense. En as ons God wil beweeg en God wil beïndruk, dan moet ons ryk wees teenoor sy mense. En ons is in 'n posisie waar ek dink, ons het gesien uit die statistiek uit, meeste van ons is klaar ryk. Meeste van ons het klaar meer geld as wat ons ouers gehad het. En ons moet nie toelaat dat daai geld en dat ons rykdom ons opmors nie. Ons moet inteendeel goed daarin wees om ryk te wees, omdat ons volgelinge van Jesus is. En ek wil u beloof, jy gaan nooit kwaad wees oor die beginsels van hierdie boodskap, en as jy dit implementeer. Jy gaan nooit kwaad wees oor geld wat jy weggegee het nie. Jy mis nie geld wat jy weggee nie. Jy mis geld wat jy mors,
jy mis geld wat jy op onnodige goed spandeer, jy mis geld wat jy swak belê het, jy mis geld wat jy vir jou swaar geleen het, maar jy sal nooit geld mis wat jy weggegee het nie. Ek beloof dit vir jou. So kom ons wees ryk. Kom ons wees ryk teenoor God. Deur voor die tyd te besluit, ons gaan nie arrogant wees. Ons gaan nie arrogant wees nie. Ek het meer ontvang, so ek is in 'n posisie om meer te kan doen. En die enigste manier hoe ons dit kan doen, en kan keer dat ons harte migreer, is om 'n 3P gewer te raak. Kom ons besluit op 'n persentasie. Kom ons prioritiseer dit. En kom ons gee progressief, soos wat ons hard werk, en soos wat ons geseën word. Kom ons gee progressief. En ek beloof u, jou hoop sal nie migreer na jou voorsiening toe nie, maar dit sal bly op die een wat ryklik voorsien. En ek beloof u, jy gaan ryk wees teenoor God, omdat jy ryk is teenoor sy mense, wat hy na sy beeld geskaap het, en vir wie hy so baie lief is.